Ons foon is nou weer 'n bietjie ge-upgrade, so nou moet ek hierdie foon nou eers weer gewonder. Dus jy is so gewond aan die ander, ek sit weer op die stelsel, so ja. Ons lê die oor wat ons sal. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade, dankie vir die liefde vir ons. Dankie, Here Jesus, dat U nog steeds met ons praat. Gee dat ons sal luister as U praat, Here. Help ons dat ons ore sal rig na U stem. En sal hoor en sal luister, en sal leer, en sal toepas dit wat ons leer. Dankie, Here Jesus, loof en prys die heilige naam. Amen en amen. Begin vandag met 'n nuwe tema, die geregtigheid van God. Dis in Amos. So ons gaan nou 'n studie doen van Amos. En ek het woensdag by die bidtier toe sê ek vir die mense, dis vir my baie interessant hoe baie mense vandag se dae wegskram van die Ou Testament. Hulle wil net in die Nuwe Testament wees. Maar ek het gevind, die Ou Testament is so ryk. Jy kan nie die Nuwe Testament lees sonder die Ou Testament. Amen. En as jy nader aan God wil kom, as jy meer wil weet van God, wie God is, sy karakter, gaan na die Ou Testament toe. En nou kom baie mense en sê, ja, maar ons baie oordeel en baie dit en baie dat. Maar gaan kyk, gaan lees en wees gewaarsku. Want daai wat God praat van oordeel en goed is mense wat nie geluister het nie, die volk wat nie geluister het nie, wat in sonde verval het. En dit is daarom vir u en vir my as riglyn te wees, sodat ons kan weet, God is 'n heilige God. Yes, amen. En hy haat sonde. Yes. Jy kan nie genade ken, as jy nie God ken nie. Want God haat sonde. God is 'n God van geregtigheid. God is 'n God van heiligheid. En u en ek moet heilig lewe. En ek gee nie om of jy nou al 100 jaar op pad met die Here stap nie. Jy kan nog steeds leer. Yes. Jy kan hoe getrou met die Here wees. En werklik die Here dien, 'n kind van die Here wees. Dan sê ek vir jou volhard, gaan aan daarmee. Maar die woord van God gaan jou nog steeds vermaan. Die woord van God gaan nog steeds vir jou sê, wees op jou hoede. Dis soos Paulus gesê het, laat ek nie aan die einde van my reis uitval nie. Kom ons volhard tot die einde toe, jy is nog steeds op hierdie aarde. Ek sien om hoe oud jy is, ek sien om hoe lief jy vir die Here is. Dis wonderlik en mooi, volhard daarin. Maar ons moet onsself daagliks waarsku en vashou aan die Here vasgryp. Kom ons weet wie God is, wie sy karakter is, wat God se hart laat klop, as ons so kan sê. En wat hom grief. En kom ons probeer om elke dag meer en meer te leer en te groei. Want maak nie saak hoe lief jy vir die Here is en hoe lank jy op pad met hom stap nie. Jy kan nog steeds groei. Jy kan nog steeds leer. Jy kan nog steeds vermaan word deur die Here. En die Here vermaan ons omdat hy lief is vir ons. Yes. Omdat hy baie lief is vir ons. En weet jy wat nie? Ek het agtergekom en ek praat nie met ware kinders van die Here. Het jy al gesien as jy by 'n plek kom en jy ontmoet iemand wat werklik die Here dien? Ek praat ook van vuur en vlamme Here dien. Jy voel sommer daai warm gevoel, want daar's iets wat jou saamtrek. Julle ken nie eens mekaar nie, maar julle praat of julle mekaar al jare ken. Jy weet waarvan ek praat, want dit is kinders van die Here wat mekaar. Maar jy weet, selfs daai kinders van die Here, partykeer, dan kry ons 'n tipe van 'n hoogmoed in ons. En dit is mooi wat ek sê, kind van God, want ek stap op pad met die Here, ek is 'n Christen. Ek dien die Here. En ek is vuur en vlam met die Here, en jy dien regtig die Here. Maar ons kry 'n tipe van hoogmoed. En dan kyk ons neer op ander. Partykeer onbewustelik. Daarom kom die Here en hy waarsku elkeen van ons. Nie een van ons is gevry word nie, selfs nie as ek nie. Die enigste rede wat ek hier staan, is omdat die Here my hier geplaas het. En glo vir my, ek het gehardloop. Amen. Toe die Here my geroep het, het ek gehardloop met my beentjies klein drank. Maar jy kan nie baie ver weg hardloop vir die Here nie. Ek het dit vandag agtergekom. Ek is niks beter as u nie. Niks beter. Net soos wat die genade van die Here oor my is die genade van die Here oor u. Maar ons moet weet wie God is. Want as jy nie gaan weet wie God is nie,
gaan jy nie sonde vrees nie. Dan gaan jy nie strewe na heiligmaking nie. Dan gaan jy nie Jesus waardeer nie. En jy gaan nie genade kan waardeer nie. Want hoe gaan jy iets waardeer as jy nie besef jy dit nodig het? As jy nie besef jy het 'n verlosser nodig, gaan jy mos nie omgee nie. Maar as jy die karakter van God begin besef, en besef wie God is, en weet jy het Jesus Christus nodig, en dit dryf jou net nog meer. Ja, jy wandel met die Here, jy hou vas in die Here, jy bid met die Here, jy wandel met hom. Maar jy gaan besef, Here, ek het U nog meer nodig. En jy gaan nog stywer in die Here vasgryp. En Here, moet my nie los nie, Here. Want dit is wat die woord van God doen. Dit dryf ons om meer en meer en meer soos Christus te wees. En ons gaan vanmôre kyk na Amos. Kyk saam met my na Amos 1 vers 1 tot 2. Dis die inleiding van Amos. Amos 1 vers 1 tot 2. Die woorde van Amos, een van die skaapboere uit Tekoa, wat hy gesien het aangaande Israel in die dae van Osia, koning van Juda, en in die dae van Jerobeam, die seun van Joas, koning van Israel. 2 jaar voor die aardbewing. En hy het gesê, die Here brul uit Sion, en verhef sy stem uit Jerusalem, sodat die weivelde van die herders tree en die toppe van Karmel verdor. In 1 Amos 1 vers 1 tot 2 ontmoet ons vir Amos, 'n skaapwagter van Tekoa, wat geprofeteer het gedurende 'n tyd van voorspoed onder die konings Osia en Jerobeam 2. Hy waarsku dat God vanuit Sion sal brul in oordeel teen die noordelike koninkryk se korrupsie, onderdrukking van die armes en sosiale ongeregtigheid. Dit is dinge waarteen hy geprofeteer het. Dit dui op 'n dreigende goddelike aanspreeklikheid. Luister mooi. Dit dui op 'n dreigende goddelike aanspreeklikheid. As u vandag rondom jou kyk, wat sien jy? En nou praat ek vandag met ons as kinders van die Here wat 'n pad stap met die Here, wat lief is vir die Here. Wat ervaar jy in jou gees in hierdie dae waarin ons is as jy rondom jou kyk? Vind dit nie aanklank as jy hoor dat daar's 'n dreigende goddelike aanspreeklikheid wat op pad is? Kind van God, u en ek weet dit, ons kan dit rondom ons sien, ons kan dit voel. Dinge het verander. Daar het 'n duidelike skuif in die geestelike realm plaasgevind. En ons kan dit optel, dis tasbaar. Dinge het verander. Die aanvalle van die vyande raak al hoe meer intens. Het jy dit al in jou lewe ervaar? Ek en Debbie het dit in die laaste paar jaar baie goed ervaar. Dis asof die aanvalle al hoe meer intens raak. Dinge raak erger, dit raak moeilik. Maar ons gaan nie moed opgee nie, want ons weet in wie ons vertrou, ons hou vas in Jesus Christus. Maar die vyand is kwaad. Maar die vyand weet, vanaf u en ek, en dit, u en ek wat die Here dien, moet mooi luister. Want as juist ons wat die duiwel wil aanval, want hy wil nie hê ons moet by Jesus wees nie. So nader die eindtyd kom, hoe meer jy met die Here wandel, hoe meer gaan die vyand jou aanval, want hy wil jou ontmoedig om Jesus te dien. As hy dit kan regkry om jou van God af weg te kry, gaan hy dit doen. Nou kom hy met al wat 'n aanval is, en hy weet sy tyd op hierdie aarde is besig om uit te hardloop. En dis hoekom dinge gaan soos wat dit gaan. Die wêreld raak al hoe meer goddeloos, en mense voel niks meer verander. Is dit nie waar nie? Mense voel niks meer vir mekaar nie. Inteendeel, ek dink nie een van ons was al in so 'n goddelose tyd gewees soos dit vandag daar uitsien. Is dit nie so nie? Hierdie wêreld is boos. En mense het nie meer 'n honger vir die Here. Ek het al probeer mense kerk toe nooi en dan, ja nee, ons gaan kom en dan kom dit Saterdag, Sondag en nee, ons kan nie maak en hierdie verskoning en daai verskoning en altyd verskonings. Maar hulle besef die tyd is besig om uit te hardloop, daar's 'n goddelike oordeel wat op pad is. 'n ander had
hartseer wat ons moet erken, die kerk, die gelowiges, het lou geword. Die gemeente is lou. Ons doen nie meer wat ons moet doen nie. Dien ons nog mekaar. En ek gaan hamer daarop, en jy kan dit nou maar neerskryf en kan weet, ek gaan hamer daarop, ons moet beginne dien. Elke Sondag as jy inkom, gaan lees daai plakkaat, want dit is nie daar vir 'n grap nie. Dit is vir 'n doel om ons aan te hits, om meer te doen vir die koninkryk van God. En dit beteken nie net kerk skoonmaak nie, vir die wat kerk skoonmaak, dankie. Die wat ons help, dankie. Maar dien gaan oor liefde uitgee. Dien gaan oor te bid. Dien gaan oor om mekaar te bemoedig, om mekaar te versterk, om mekaar op te rig. Dis hoekom ons by die kerk by mekaar kom. Want u en ek is die kerk. Ons kom in die kerk gebou by mekaar. Maar ons die kerk is daar om mekaar op te bou. En jy kan jouself nie opbou as jy alleen in 'n hoekie in jou huis sit. Jy kan dit nie doen nie. En ek het al die voorbeeld gebruik, gaan en maak vuur en dan vat jy 'n koeltjie, dan sit jy op een kant. Daai koeltjie gaan baie gou dof raak. Dan sit hom tussen die ander kole en hy gaan gloei. Dis hier wat ons mekaar aanspreeklik hou. Dis hier wat ons mekaar vermaan, dis hier wat ons mekaar met liefde bedien. Dis hier wat ons mekaar oprig en stig. Die einde is op pad en u en ek moet volhard in die dinge van die Here. Die wêreld wil nie meer volhard in die dinge van die Here nie, hulle het lou geraak. Hulle hou daarvan om te sê hulle is Christene, maar hulle is lou. En ons moet begin ernstig word. Ons moet begin doen wat die Here vir ons sê om te doen. Die wat voorgee en die wat nog nooit werklike verhouding met die Here gehad het nie, sit volop in die kerk. Lou skyn heilig, het 'n vorm van godsaligheid, maar het nog nooit werklik die krag daarvan ervaar nie. Het nog nooit werklik by Jesus uitgekom. Hulle het by 'n gemeente uitgekom. Jy kan hier by die gemeente by Staanvas Gesinskerk kom en aansluit as lid. Maar die vraag is nie, het jy by 'n gemeente aangesluit nie. Die vraag is, behoort jy aan Jesus Christus? Maak nie saak in wat se gemeente jy is of aanbid nie. Het jy by Jesus Christus uitgekom? Of het jy maar net by 'n gemeente uitgekom? Want as jy by Christus uitgekom het, sal jou lewe dit wys. Dan sal jy 'n lewe van godsaligheid hê. Gaan jy foute maak? Ja. Gaan jy val? Ja. Ons worstel, ons stryd, want ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis nie die owerhede in die lig. En daai stryd gaan ons stryd tot die dag wat ons sterf. Maar jy volhard en jy hou vas aan die Here. Nou vra jy vir my, hoekom Amos, pastoor? Amos, regtig Amos? Ja, Amos. Want Amos is in die Bybel en Amos is die woord van God. En dit is tyd dat ons die woord van God moet leer ken. Nie net die dele wat ons van hou op Psalm 23 en Psalm 121 en dis die lekker gedeeltes, ja. Maar wat van die moeilike gedeeltes? Wat van die harde gedeeltes? Wat van die gedeeltes waar jy God gaan ontmoet? Van wie God is? Waarom gaan ons 'n studie doen van Amos? Jy gaan 'n God ontmoet. 'n geregtige God. Waar God hom openbaar aan ons vir wie hy is. Want die Here gee sy woord en ek bring dit soos wat hy dit gee. En dit het tyd geword dat ons begin wakker skrik en ernstig word. En ek sê dit vir my ook. Louis, wees waaksaam. Moenie aan die slaap raak nie. So moenie voel, jy word aangeval. Want dan het jy verkeerde gesindheid. As dit jou gesindheid is, het jy verkeerde gesindheid. Ons is besig met die woord van God. Ons is besig om die woord van God te lees, te oop te breek en te ontleed. Sien dit in daai lig. Kry 'n leerbare gees. Here, dis u woord. Wat sê u woord? Laat ek leer uit u woord. Moenie aanstoot neem as die woord van God gebring word. Leer eerder daaruit. En volhard soos wat jy doen. U wat vashou aan die Here, volhard. En ek kan dit aanhou sê, volhard kind van God. Dis goed en wel jy dien die Here. Dis goed en wel jy is lief vir die Here, maar volhard. Dat u en ek
eendag as die trompet blaas, dat ons saam opgaan. Ek wil nie eendag as die trompet blaas, laat sien dat een van julle agterbly. En dan hoor dat jy sê, maar ek was elke Sondag in die kerk. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het alles gedoen. Maar dan sê die Here, ek ken jou nie. Is dit wat jy wil hê? Of wil jy eerder daagliks jouself ondersoek? Here, help my dat ek heilig sal wees. Ja, Here, ek is lief vir U, Here. Maar daarom, Here, as die woord uitgaan, dan vat ek dit en ek eer dit op. En al as die woord hard, Here, dan bær ek dit in my hart. En ek word vermaan en ek volhard tot die einde toe. Want dan, kind van God, gaan die genade van die Here in jou werk. En jy gaan genade van Jesus ontdek. Dan word die genade van die Here soveel beter en groter. En eendag steek jy die doodsjordaan oor. En jy weet, dis nie uit my krag nie, maar dis deur sy genade. En as iemand vir jou kom vra, hoekom gaan jy gered word? Gaan jy nie rondval met, ja, maar ek het dit gedoen en ja, dit en ja, ek het 'n lidmaatskapsertifikaat. Nee. Jy gaan wel kan sê, weet jy wat nie, as dit van my afgehang het, ek geen hulp toe gekry. Maar weet jy wat, nee, kom ek vertel vir jou iets. Ek het by Jesus. En sy genade het my gered. Ek is wie ek is deur sy genade. Deur sy genade gaan ek eendag daai doodsjordaan oorsteek, die ewigheid in, na my Vader toe. Nie wat ek gedoen het. Want soos ons Woensdag aand in die bidting ook gesien het, ons beste werke is soos vuil lappe. Ons geregtigheid is soos vuil lappe. Maar nou kom Christus en hy gee sy geregtigheid vir ons. En hy maak ons regverdig. Waar staan jy vanmôre? Sê aan Jesus Christus woord, sal jy ander dien? Sal jy getrou wees? Sal jy opreg wees? Sal jy die kerk wees? Jy kan nie sê jy is die kerk, maar jy sit by die huis nie. Waar jy met die Here staan, weet net jy en ek kan voorgee voor mense. Jy kan jou mooi kerkpak aantrek, skoene blink. Maar net jy weet, jy is dalk een van daai as mense in jou kyk, dan sien hulle 'n spoggerige mannetjie. Kyk, soos die ou mense sou sê. Jy kan die knaap deur 'n ring trek, ja, my spoggerig, kyk. Skoene blink, die das is mooi, die klere is gestryk, jou man is spoggerige mannetjie dan. Maar hoe lyk jy binnekant? Of vir die vrouens vir haar, sy is nou vir jou 'n aantreklike mens, 'n mooie jonge dame. So mooi aangetrek, fraai aangetrek, beeldskoon. Die mans val oor haar voete. Maar binnekant is dit soos 'n graf, met geraamde bene en gif. Ons kan voorgee voor mense. Jy kan voorgee om perfek te wees en wonderlik te wees. Maar waar staan jy met die Here? Daai beteken net mooi niks as jy dood is nie. Jy kan hoe oulik wees, wat 'n oulike mannetjie of aantreklike dame wees, maar as jy nie van binne af die Here Jesus Christus in jou hart het nie, is jy soos 'n leë graf. Amen. Yes. Ons moet ernstig wees met die Here. Sonder die Here is jy dood. Yes. Jy kan jou nou maar hoe mooi optof en jy kan nou maar wat doen, sonder die Here is jy niks nie. Yes. Jy kan voor mense voorgee, jy kan hier sit en perfek lyk. Maar u en ek weet waar staan ons met die Here. Yes. Amen. Waar staan jy met die Here? Almos waarsku van die dreigende oordeel wat op pad is. Hoor jy dit nie? Die Here roep net so hard vandag. My oordeel is op pad. Almos 3 vers 8 sê die leeu het gebrul. Wie sal nie vrees nie? Die Here het gespreek, wie sal nie profeteer nie? En hy noem daar soos die Here. Dis hy wat gepraat het. Die boodskapper, as ons kyk na vers 1 vers 1, Amos was die boodskapper. Amos was nie 'n opgeleide profeet nie, maar 'n herder en teeler van plataanbome. En hy het gekom van die streek van Tekoa af, 'n klein dorpie in Juda. So dit was nie 'n groot belangrike stad of
Dis 'n klein dorpie. Hy was nie eens 'n profeet of 'n opgeleide, soos ons nou vandag sal sê, pastoor of 'n dominee of wat ook al nie. Hy was maar 'n boer gewees. En die Here gaan haal hom daar uit, daar in daai klein dorpie waar hy gedink het, hy kruip nou weg, en die Here hom gaan haal om sy werk te doen. Sy agtergrond beklemtoon dat God dikwels gewone mense gebruik om diepgaande boodskappe oor te dra. Ek wonder hoe Amos gevoel toe die Here vir hom kom roep en vir hom sê hy het 'n taak om te doen. Dalk het Amos soos ek gemaak toe die Here my geroep het, toe sê ek vir die Here, nee, wag. Ek is nou jammer om te sê, Here, maar ek het verkeerde adres hier. Hy soek eintlik my neef, hy's daar in Duitsland, hy bly daar, so ek kan sy adres gee. Hy sing in die koor, en hy's leier, en hy's praat, en hy's slim mannetjie daar. Dis hom wat jy soek, Here. Ek soek jou. Nee, Here, asseblief nie, ek kan nie. Ek is te skaam, Here. En daai tyd was ek skaam, glo vir my. As iemand vir my hallo gesê het, was ek boel. Ek was baie skaam. Ek het nie gepraat nie. Ja. Maar die Here het gesê, ek soek jou. Ek soek nie verskonings nie, ek soek jou. En toe sê die Here vir my, moenie sê jy is jonk en jy kan nie praat nie, want ek sal die woorde in jou mond sit. Jare gevat om te kom waar ek is. Die Here het 'n baie groot pad met my gestap. So die Here vir Amos geroep. Hy daar in sy dorpie weggekruip en die Here sê, maar Amos, ek soek vir jou. Die Here, ek sê te skaapboer. Nee, Amos, sorry, kom. Jy het 'n werk om te doen. En die Here dalk al by jou stil gestaan en dat jy vir die Here verskoning sê. Maar Here, ek is te oud. Regtig? Moses het sy werk begin toe hy 80 was, besef jy dit? Wie van julle is 80? Jy al begin met die werk van die Here? En Moses het gewerk tot 120. So hoe oud is jy? Hoeveel jaar het jy nog oor om te werk? Wat 'n verskoning het ons? Ek kyk hierdie week 'n videoklip nou van die ouer mense, sal dit seker dalk tog onthou, daai jare, ek kan nou nie die ou se naam onthou nie. Het hulle 'n marathon gehad daarvan Sydney na ek dink is Sydney na Melbourne. Nou is die een kant van Australië, maar die ander kant toe. Ek dink is oor 800 en iets kilometers, ek kan nie presies onthou nie, maar. En die kom hierdie boer, hy het nou ingeskryf vir die marathon. Ek dink hy was 61 gewees. Kom daar met sy gumboots aan, en so ons noem het nou gumboots, maar julle weet wat ek praat, hy bootse wat hulle op die plaas gebruik en plaasklere en hy skryf nou in vir die marathon. Die ander het vir hom gelag en hom gespot. Wat dink die hulle het atlete klere aan en sponsors en die skoot gaan af en almal begin hardloop en die mannetjie is heel agter. Mense naderhand gedink hy het uitgeval, maar hy het op sy eie snaakse passie het hy aangebeweeg vorentoe. Maar hy het nie besef die reëls van die marathon is, jy kan rus nie. So wat meeste van die atlete gedoen het, hulle het 18 ure gehardloop, dan het hulle 6 ure geslaap. Dan hardloop hulle die 18 ure, dan slaap nie die oomie nie, hy hardloop al die pad aan. Reg deur die dag, reg deur die nag. 5 dae later, toe kom hy by die wenstreep aan. Die organiseerders moes rond hardloop om die skeieregters te kry, want niemand was by die eindstreep nie, want hulle het eers oor 7 dae verwag. En hy breek die wêreldrekord met 2 dae. Met sy snaakse passie is hy oor die wenstreep en hy kom eerste. So, wat 'n verskoning het jy en ek om vir die Here te werk? Ons kan vir die Here nog 'n verskil maak. Moet nooit sê iets is onmoontlik nie. Hulle het vir daai man gelag toe hy begin het by die wenstreep. Maar wie het gelag toe hy oor die wenstreep gegaan het? Eerste, jy kan vir die Here groot dinge doen. Mense kan vir jou lag, die wêreld kan vir jou lag. En wat se hoedanigheid ook al kan jy 'n verskil maak vir die Here. So moenie vir die Here sê, maar Here, ek kan nie. Ek's te oud of ek's te jonk of ek's te dit of ek's te dat. Die Here soek nie verskonings nie. Hy sê net, ja Here, hier's ek, gebruik nie. Hy soek bereidwilligheid.
Die Here het vir Amos gebruik, het hom daar gaan haal, daar waar hy weggekry het, die Here vir Amos gaan haal. Die konteks, soos kyk na die konteks, die profesie vind plaas rondom 760, 755 voor Christus, 2 jaar voor 'n groot aardbewing. Tydens die heerskappy van Josia, van Juda en Jerobeam van Israel. Dit was 'n tydperk van hoë ekonomiese voorspoed, maar diepe morele verval. Sien nie 'n vergelyking in ons tyd vandag nie. Mense het alles, mense het geld, besittings en die jong mense vandag het meer dinge as wat hulle kan besef wat hulle het. Toe ons kinders was en vanaand nog nie, wat ouer is as ek nog, julle kan onthou waarmee jy gespeel toe jy 'n kind was. Maar ons was gelukkig, ons was tevrede. Nou kyk jy na vandag se kinders. Hulle het so baie goed, maar hulle is nie tevrede nie. Dis waar. Die wêreld het alles, blink karre, groot huise, alles, maar hulle is ongelukkig. Yes. Nou gaan drink hulle dit weg met drank en partytjies en dink dit gaan hulle beter laat voel. Tyd van hoë ekonomiese voorspoed, maar diepe morele verval. En ons lewe in 'n tyd van groot morele verval. Die boodskap, die Here sal brul uit Sion, dui op God se vele beskermende en regverdige woede en vergelyk hom met 'n leeu wat sy prooi aanval. Sion is waar God woon en die korrupte aanbiddingssentrums in die noordelike koninkryk uitdaag. Die oordeel, vers 2. Die gevolg van hierdie goddelike gebrul is dat die land sal verdor, weivelde van die herders en die berg Karmel, wat 'n komende droogte en goddelike verwoesting simboliseer. Vir ons in 2026 dien die boek Amos as 'n kritiese, tydige boodskap rakende geregtigheid, verantwoordbaarheid en die gevaar van selfvoldaanheid binne die gemeente of binne die samelewing. Amos, wat dikwels die profeet van sosiale geregtigheid genoem word, konfronteer godsdienstige skynheiligheid. Dis wat ek nou van gepraat het, is u en ek skynheilig, sit ons hierso mooi vroom aangetrek, oulik, wonderlik en pragtig, maar binnekant is jy 'n leë graf met dooie bene? Of is jou hart opreg met Jesus Christus? Dien jy die Here met hart en siel en passie vir wie hy is, omdat hy God is? En omdat jy weet, sonder hom is jy verlore. Dien jy hom met opregtheid, of is jy godsdienstig skynheilig? En waarsku dat openbare aanbidding en rituele betekenloos is, as dit nie gepaard gaan met etiese behandeling van God se woord, die armes en kwesbares nie. Jy kan hoe mooi en vroom wees, maar as jy nie doen wat God se woord sê nie, dan het jy 'n probleem. En so gepraat van dit, hoe behandel ons die armes? Ja, dis waar. En Amos lê baie klem daarop, want die mense was vooruitstrewend. Maar die wat swaar gekry het, het hulle verwerp. Wat doen ons om ander te help? Jy het miskien nie baie om te gee nie, maar het jy geweet, nee, 'n blikkie kossies wat jy bring en kerk toe, die pastoor hier 'n blikkie kos vir iemand. Dit kan 'n verskil maak. Klere wat jy nie meer dra nie. Ek praat nie van klere wat stikkend is en vol gate nie. Dit het al gebeur hierso met ons uitreiking. Bring iemand 'n sak klere, gelukkig was dit iemand in die kerk. Hulle bring ons 'n hele sak klere, toe sit al hulle weggooi goed. Gate in en gemif en ons praat nie van dit. Is dit wat jy vir die Here wil gee, dan hou dit eerder. Want dit wat jy gee, gee jy vir die Here. En niemand het nodig om te weet jy dit gegee het. Al kom jy net hier, sit die sak neer en jy loop en niemand weet, o, dis 'n sak, o, hier's klere in, okay. Maar jy hoor wat ek sê. Maar baie kere, sê vir my of ek reg of verkeerd is, baie kere het jy so baie klere in jou kas, jy weet nie altyd wat om aan te trek. Nou staan jy daar voor die kas, dan sal ek nou die blou, die groen, die pink, die rooi, en so maar in die pak trek. Maar daar sit buitekant mense wat die klere het. Dis waar. Gee dit wat jy kan gee. Jy hoef nie baie te hê nie, jy hoef nie ryk te wees nie, maar jy kan help. Yes.
So help ons mekaar, so dra ons mekaar, en ons reik uit na die wat swaar kry. En die gemeente is ons veronderstel mekaar by te staan. En ek dank die Here vir ons groepie en vir ons helpende hande uitreiking. Want dit is 'n wonderlike werk wat ons kan doen om mense te help wat in nood is. Dit is 'n manier hoe ons kan terugploeg. Ons kan nie die armes oorsien nie. Want God gaan rekenskap eis by ons. Wat het julle gedoen om die te help wat in nood is? Reik ons uit. Help ons ander. Dis hoekom die laaste tyd al as ons saamgekom het en ons het saam geëet, het ons gesê, die kos wat oorbly, ons stuur dit nie huis toe. Ja, maar pastoor, ek so lus om 'n bordjie kos huis toe te vat. Ja, ek weet jy's lus om 'n bordjie kos huis toe te vat, maar dink bietjie daaraan. Jy het nou lekker saam geëet, jou maag is vol. Dan buitekant op die straat sit iemand wat nie kos het nie. Amen. So die kos wat oorbly, sit ons in bakkies en ons gaan deel vir hulle uit. Ons het daai laas jaar vetkoek daar gehad en fliek wat ons saam gefliek het. Die Sondag het ons saam gegaan, 'n groepie van ons, en ons het die vetkoeke gaan uitdeel. En weet jy hoe bly was daai mense net om 'n vetkoekie te kry? Ja. Ons kan uitreik na ander toe. Ons het nie nodig om baie te hê nie, maar jy kan nog steeds uitreik. En ek weet, deesdae in ons samelewing is amper soos, ek wil nou nie verkeerd praat of lelik praat, maar jy weet as jy by 'n winkel stop, dan sit soos 'n swerm vliee of bye wat op jou is. En almal wil na jou kar kyk en almal soek geld. Ek weet jy kan nie vir almal geld gee nie. Jy kan nie altyd nie, want jy het nie altyd. Maar wat ons praat van uitreik is, hier in die gemeente saam by mekaar, kan elke bietjie maak baie. Want jy het miskien 'n blikkie gebring, maar 'n ander ou het miskien 'n melkie gebring, en 'n ander ou het miskien suiker gebring. Ons kan nie baie gee nie, maar die bietjies. Nou sit jy daai hele bietjie by mekaar en raai wat? Nou het jy 3 sakke vol groceries. Daar's nou nog 'n goeie Afrikaanse woord, groceries. Ons praat ons van groceries. So, en jy kan uitreik na iemand toe wat nood het. Môre het iemand kos op sy tafel. Want almal het 'n bietjie gebring, maar daai bietjie het baie geword. En ons kan uitreik. Saam as 'n gemeente, jy hoef dit op jou eie te doen. Maar as gemeente kan ons saam staan en sê, ons gaan kyk dat ons kan help waar ons kan. Dis al wat die Here vra. Die Here sê nie jy moet die hele wêreld kos gee nie. Maar daar waar jy kan 'n verskil maak. Dit gaan oor hoe's jou hart. Hoe is jou hart? Word jy gelei deur die Gees van God? As die Gees van God in die dorp vir jou sê, daai persoon daarso, gee vir hom ietsie. Yes, amen. Luister jy? En ek weet ek is ook skuldig. Ek het ook al in my kar gery vir my 'n lekker paai gekoop en sit my paai daar langs my neer en jy sit ou op 'n robot en ek hoor die stemmetjie sê my gee vir die ou paai. Hoe kyk jy die paai, maar ek is dus van my paai. En ja, ek het skuldig, want ek het aangery en ek het my paai geëet, maar na die tyd voel my paai baie bitter. Want ek kla die Here my aan. Toe moet ek sê, Here, ek is jammer. Ek is jammer, Here, want dit is miskien 'n klein paai gewees wat ek vir iemand kon gee, maar ek het die stem geïgnoreer. En ek is jammer, Here. Ek is ook skuldig. Maar wat doen ons as die stem van die Here met ons kom praat? Daar's iemand, geef hom net 'n klein dingetjie, man. Luister ons. Jy kan nie almal gee nie, maar daai wat die Here jou oplei. Wat doen ons? Maak ons onsself blind dat ons dit nie raak sien nie? Of doen ons wat die Here sê? Kom ons wees gehoorsaam aan die stem van die Here. Kom ons vrees God, kom ons dien God vir wie hy is. En hy sal die res doen. Kom ons sluit die oë op. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Ja, my God, U is 'n God van geregtigheid. U is 'n heilige God. U is 'n God wat sonde haat. Help ons, Here, dat ons heilig sal wees. En ons weet, Here, ons kan nie heilig wees nie, want ons as mense is nie in staat daartoe nie. Maar ons dank U, Here, vir Jesus Christus. Want deur Jesus Christus word ons regverdig en word ons geheilig.
Maar o Here, help ons dat ons nie daai genade verskil sal maak nie. Amen. En dat ons sal strewe na heiligheid. Dat ons sal strewe om vas te hou aan Jesus Christus met alles wat ons het. En vir ons wat al jare met U 'n pad stap, Here, wat lief is vir U, wat lewe vir U. Ek dank U vir al daai mense, Here. Maar help ons, Here, dat ons sal volhard. Dat ons, soos Paulus gesê het, nie op die einde van die wedloop sal uitval nie. Maar dat ons die wenstreep sal oorsteek. Al gaan dit soms moeilik, al gaan dit soms swaar, ons weet, Here, die vyand is kwaad, want hy weet sy tyd is min. Yes. En ons kan die boosheid in hierdie wêreld sien en ervaar. Amen. Maar help ons, Here, dat ons sal volhard, deur die beproewings, deur die storms, deur die toetse, Asseblief, Vader. dat ons sal volhard tot die einde toe. Dat ons eendag hy wedstreep sal oorsteek, waar U vir ons sal wag met oop arms. Welkom my kind. My bloed het jou vrygekoop. Dankie Jesus vir U genade. Seën elkeen vanmôre, seën ons, wees U met ons, en mag U naam verheerlik. Amen en amen.